Ons sit hier vanoggend en ons is hier so om net bietjie rustig te raak. Moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyne pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer en die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn. Riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, se dorste les. Genade, barmhartigheid en vrede, geskenk deur God ons Vader, deur Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Daar is 'n ou legende van 'n man wat op 'n sinkende skip was. En in sy hande het hy hierdie swaar sak goue munte vasgehou. Sy hele lewenswerk, alles wat hy oor die jare bymekaar gemaak het, sy sekuriteit, sy trots. En terwyl hierdie skip besig is om in die water te sink en water te skep, druk hy hierdie sak goud al hoe stywer teen sy bors vas. En hy moes oorboord spring om na die reddingsbootjie te swem. Maar die gewig van hierdie sak goud was vir hom net te swaar gewees. En hy moes toe baie vinnig 'n besluit neem. Hy kon sy hele lewe, sy wins, die goud aan dit vasgehou het en saam met sy skip en hierdie goud sink, of hy kon afneem van sy rykdom en op die ouende sy lewe red. Op daardie oomblik was daai goud niks meer werd gewees nie. Dit was toe maar net nog 'n anker gewees wat gemaak het dat hy sou verdrink. Vandag, op die tweede Sondag van Lydenstyd, staan ons voor dieselfde keuse. Want Lydenstyd is 'n tyd van afsondering en van afskeid. Ons dink dikwels dit gaan net oor die afskeid van die sonde. Ons moet net afskeid neem van die dinge wat sleg is. Maar Paulus kom en hy sê vanoggend vir ons iets dieper. Hy kom sê vir ons, soms moet ons afskeid neem van die goeie dinge, sodat dit nie in die pad van God staan nie. Maar voor ek vir ons Filippense lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons kom sit hier vanoggend voor U, almal van ons met dingetjies wat ons aan vashou. Dinge wat ons moet doen, dinge wat ons oor trots is, dinge wat ons dalk gedoen het. Here, maar as ons vanoggend in die woord indelf, Here, help ons om vanoggend die boodskap van Filippense raak te sien. Here, help vir ons om vir hierdie oomblik te vergeet van wat daar buite aan die gang is. Here, help ons om vanoggend nie net met 'n skerp oor te luister nie, maar met 'n ontvanklike hart. Here, dankie vir U oneindige goedheid. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het, dat ons hier by mekaar kan kom, dat ons die reën op die dak kan hoor en kan weet, U is hier by ons, die Skepper, ons Redder en die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir ons Filippense 3. Ons het die ware besnydenis, ons wat deur God sy Gees dien, ons wat op ons Christus Jesus beroem en nie op die uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte af 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in die wetsopvatting was ek 'n Fariseer,
in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om die vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Net tot sover. In Filippense 3 ontmoet ons vir Paulus, waar hy besig is met sy boeke. En hy gebruik terme uit die sakewêreld. Hy praat van winste. Hy praat van verlieste. Paulus se sak goud, waaraan hy vas kon gehou het, was sy godsdienstige CV gewees. Hy lys dit net voor die teksgedeelte. Hy wys vir ons, hy was van die regte stam gewees. Hy was 'n ywige fariseer. Hy het die wet perfek onderhou. Vir jare en jare was dit sy winskolom gewees. Dit het hom belangrik laat voel. Dit was sy identiteit gewees. Dis hoe mense geweet het, hierdie is Saulus, die vervolger van die kerk, die fariseer. Niemand ken sy wet en profete beter as hierdie man nie. Maar dan in vers 7 sê hy, maar wat vir my 'n wins was, beskou ek nou as waardeloos, 'n verlies ter wille van Christus. Hy kom op 'n punt wat hy afskeid neem van sy status. Hy groet sy eie prestasies. Waarom? Want hy besef dat sy eie goedheid hom verminder het om sy behoeftes en God se genade raak te sien. In vers 8 gaan Paulus verder en hy sê hy beskou alles as waardeloos. En dan gebruik hy 'n skokkende woord in die oorspronklike Grieks, skyballon. En ons verstaan in sekere vertalings is dit tot vertaal as vullis of in ander vertalings as verlies. Maar die woord verwys eintlik na kombuisafval of selfs mis. Paulus sê, my beste poging om my eie reg voor God te wees, is soos gemors in vergelyking met die oortreffende rykdom om Christus Jesus te ken. En dit is presies die hart van lydenstyd. Dit is nie net om slegte gewoontes te groet nie. Dit is om afskeid te neem van die idee dat ons onsself kan red. Dat ons op onsself op die ou ende kan staatmaak. Dit is om die sak goud van ons eie lewe, die sak goud van ons eie egos, die sak goud van ons eie beheer neer te sit en aan God vas te hou. Ons as mense hou nie daarvan om te groet nie. Ons hou nie daarvan om dinge in ons lewe sommer maar net prys te gee nie. Ons het hard gewerk vir daai dinge. Hierdie dinge gee ons dalk waarde. Hierdie dinge gee ons 'n gevoel van selfsekerheid. Hierdie dinge laat ons op die ou ende van die dag veilig voel. Ons hou dalk vas aan 'n reputasie wat oor jare opgebou is. Wat dink die mense van my? Ons hou dalk vas aan die verlede.
of dit nou sukses of seer is, ons hou daaraan vas. Ons hou vas aan ons beheer. Ek wil die kaptein van my eie skip wees. Maar Paulus herinner ons, solank jou hande vol is van jou eie winste, is daar nie plek om die hand van Christus aan te gryp nie. Jy kan nie swem as jy nog hierdie swaar sak goud aan jou hand vashou nie. Maar wat is die goud waarin jy vandag vashou? Wat is daardie een ding wat jou identiteit gee buite Christus? En miskien is dit hierdie week met hierdie lydenstyd tyd om afskeid te neem van die behoefte om altyd reg te wees. Dalk is dit hierdie lydenstyd die regte tyd om die dinge te los wat tyd steel saam met jou God. Miskien is dit in hierdie lydenstyd die tyd om afskeid te neem van die trots wat ons verhinder om verskoning te vra. Lydenstyd vra vir ons om ons hande oop te maak. Dalk voel dit soos 'n verlies, maar in God se ekonomie is hierdie verlies eintlik die grootste wins wat jy ooit sal maak. As ons vandag na Paulus luister, klink dit dalk of hy iets prys gegee het wat hy gehad het, wat hy nie van gehou het nie. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Paulus praat hierso van dinge wat vir hom kosbaar was, dinge wat hom gedefinieer het, dinge wat hom laat voel het, maar ek is genoeg. Miskien sit ons vandag hier en jy voel die gewig van jou eie sak goud. Miskien is jou goud die feit dat jy altyd die sterk een moet wees. Dalk is jou reputasie as 'n goeie Christen of sukses waarvoor jy jou hele lewe hard gewerk het. Dit is nie die slegte dinge nie. Maar as jy eerlik is jy moeg. Jy is moeg om al hierdie goeders die heeltyd in stand te hou. Jy is moeg om die gewig van jou eie beeld te dra. Jy is moeg om vas te hou aan dinge wat van die wêreld is. Paulus se woord vullis is nie 'n vloekwoord nie. Dit is 'n woord van bevryding. Hy sê eintlik jy hoef dit nie meer te dra nie. Dit is nie jou redding nie. Lydenstyd nooi ons na 'n heilige afskeid. Dit is die pastorale uitnodiging van Jesus self. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Hy vra nie vir jou winste nie. Hy vra nie vir jou godsdienstigheid nie. Al wat Christus vir jou vra, is vir jou. Net soos jy is. Om afskeid te neem, is dalk moeilik. Dit is hartseer. Dit stroop ons kaal. Want dis eers wanneer ons niks meer het om te bewys nie, dat ons ontdek wie ons werklik is. Kinders van God, wat onvoorwaardelik geliefd is. Mag ons vandag die moed hê om die goue boeye te groet. Nie omdat dit waardeloos was, nie omdat dit waardeloos is nie, maar omdat Christus soveel meer werd is. Mag ons vanoggend ontdek dat om te verloor soms die enigste manier is om onsself werklik in Christus te vind.
mag ons in hierdie week laat gaan van die dinge wat ons onder die water laat sink. Amen. Ons het gehoor van Paulus se balansstaat. Ons het gehoor van die man wat sy goud moes los om te bly leef. Die woord van die Here vra vir ons vanoggend, wat is in jou hande? Waaraan hou jy vas? Dan gaan julle vra om 'n oomblik saam met my 'n fisiese handeling te doen. As 'n antwoord, as 'n geloofsbelijdenis, as 'n skuldbelijdenis, as 'n oomblik van troos en verootmoediging. Ek gaan 'n oomblik van stil gebed gee. En tydens daai stil gebed, maak jou hande vuiste. Hou vas aan die winste, aan daai dinge wat jy voel besig is om jou te laat sink. Hoor dan die woorde van Filippense 3. Laat gaan van dit wat jou laat sink. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U met elkeen 'n ander sakkie goud, 'n ander wins wat ons in ons hande vashou. Here, maar as ons vanoggend na Filippense 3 luister, Here, laat ons hande oop gaan. Here, laat ons gaan van hierdie dinge wat ons swaar maak. Here, laat ons gaan van hierdie dinge wat ons laat sink. Here, wil U vanoggend vir een en elkeen kom lig maak. Wil U vir een en elkeen die vrymoedigheid, die krag, die energie gee om afskeid te neem. 'n heilige afskeid. Here, dankie dat ons hande kan oopmaak. Here, dankie dat ons vanoggend kan laat gaan. Here, dankie dat ons vanoggend met oop hande U hand kan vat
U hand van genade, U hand van liefde, U hand van vrede, U hand van vreugde. Here, dankie, dat U vanoggend vir ons help, om afskeid te neem, van dit wat vir ons swaar is. Amen.